Goeiemôre. Goeiemôre, goeiemôre. Jammer dat ons die tyd so bietjie moes aanskuif. Daar was 'n kragprobleem gewees. So nou weet ek nie of ons nou weer beurtkrag het of daar nou net 'n internet diskonneksie was nie, maar ons gaan maar aan. Dankie vir almal se geduld. Gelukkig kan ek sien dat julle nie gesit en slaap het in die donker nie, en dan welkom by die Dowe Familiekerk. So ons gaan nou maar net aan. Is dit reg so? Reg, laat ons saam bid. Nee, ons gaan nou eers begin met 'n loflied. Laaste lied. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Ons leven deur die Gees, laat ons sy kinders wees, en U moet alles eer. Jesus Christus die Heer. Wat se dag is dit vandag? Vadersdag. Vadersdag. Hoekom Vadersdag? Hoekom? So ons moet ons baas gelukwens. Hoekom? Ons gaan 'n dag geniet. Hoekom Vadersdag? Iets om te geniet, 'n dag om te geniet. 'n spesiale dag waar ons 'n pappa so 'n bietjie eer kan gee,
Hier's baie papa's man. Kom, sê my, hoekom Vadersdag? Om te sê, God is ons Vader, hy is lief vir ons, spesiaal vir Vadersdag. Hoe word jy 'n pa? As jy kinders het en jy het 'n familie, kyk daar. Dit is hoekom dit Vadersdag is. 'n Papa sonder kinders, hy is mos nie 'n vader nie. Hoe kan hy 'n vader wees? Ja, ek is my man en my vrou, as hulle getroud is, ja, maar ek het nie kinders nie. Kinders kan sê, papa, papa, ja. Elke jaar sal ons sê, geseënde Vadersdag, né? Elke jaar doen ons dit. Maar nou wonder ek, soos eenmal in 'n jaar, selfde met Moedersdag, eenmal in 'n jaar, geseënde Moedersdag, geseënde Vadersdag, net eenmal in 'n jaar. Nou, ek het 'n vraag. Hoekom doen ons dit? Oeps, almal doodstil. Rian sê, baie mense begin so iets om lekker geld te kan maak en hulle verkoop Vadersdag geskenkies en ander sê nie, ons fokus op die kinders. Dit is belangrik om vir pappa te sê dankie dat hy daar is vir ons. Dit is belangrik. As pappa nie daar is nie, so baie mense en kinders het nie 'n pappa nie. Baie van hulle. Goed. 'n Pappa kan altyd na die kinders toe kom en sê, ek is lief vir jou, en die kinders sal sê, ek is lief vir pappa. Dit is altyd 'n baie belangrike verhouding wat daar moet wees. Maar die probleem is net, mans sê nie sommer maklik vir die kinders sê, ek is lief vir jou nie. Hoekom nie? Is die man skaam? Jy moet sê, ek is lief vir jou. Sê vir die vrou, ek is lief vir jou. Praat. Baie belangrik is om fisiese kontak te gee met 'n drukkie, speel bietjie saam, gesels saam. Kinders soek die aandag. Want vandag is daar, in ons moderne wêreld, is hulle so besig en dis 'n gejaagde wêreld en die kinders word agterweë gelaat. So die belangrikste is dat kinders kry nie aandag nie en hulle gee ook nie aandag nie, want dit is als net op die games, op die fone. Daar is niks nie, en selfs die pa, en die tyd word verspeel. Ons liggame word swak, want dit word net gesit op die bank en die oë word sleg, want die brein, dink ek, word ook maar bietjie, en suurstof, die breine gaan af, suurstof gaan af, wat jy moet inneem, so ek dink jy word eintlik dom. Los hierdie goed, speel saam met die kinders, hardloop met sport, klim, geniet avontuur. 'n Pappa doen dit nie altyd nie, hy laat die kinders agterweë, dan voel die kinders, ag, wie is ek? Kinders soek ook 'n pa en 'n ma wat saam met hulle kan sit en huiswerk doen. Die kinders is nie sommer outomaties slim nie. Die groot mense is miskien slim, ja. Jy kan vir hulle gaan sit en hulle verduidelik. Ja, weet die skool is in vandag se tyd is heel wat anders. Ons ou tye se skool waar dit maklik gewees wat jy maar net kon sit en skryf, maar is 'n kopkrap saak hierdie
So kort roep jy vir hulp en dan moet hierdie persoon kom en vir die kind help en dis tydkeer weer die volwasse nie altyd self ook nie. So ons het maar altyd iemand nodig om raad te vra, om te sê, verduidelik vir my bietjie dat ek kan verstaan. En as 'n pappa en 'n mamma hierdie verduidelik en makliker maak, dan het ek beter begrip ook. En meeste van die kinders verstaan dit nie en hulle wil ook nie verder leer nie, die goed raak vir hulle moeilik en hulle gee tou op. Okay, veral as pa nou nog bietjie op my afkom en met my raas, dan voel ek drop net alles. Want hulle het beperkte kommunikasie skills om nie altyd te weet hoe om ook te vra nie. En die paas is baie keer omgekrap met die kinders. So ons moet ook dink aan die kinders. Hoeveel ouers het tyd om nog aandag te gee aan die kinders en om Bybel te lees en saam met hulle te bid? Hoeveel doen dit? Bitter min. Daarom word kinders groot sonder kennis van God. En hulle kan nog nie regtig omgee nie. Hulle sê ek lewe maar 'n normale lewe. En hulle gaan net aan. God het kinders aan die ouers geleen. Ons is verantwoordelik om daai kinders groot te maak en hulle op te voed. Onthou net, dit is ons verantwoordelikheid. Ons kan nie net sê, daar laat jy gaan, dis jou eie probleem nie. So as ons die dag in die sterf en in die hemel ingaan en daar's 'n oordeelsdag, dan sal ons vir God moet verduidelik en rekenskap gee, hoekom het ons nie aan die kinders aandag gegee nie. Dis erg, né? 'n Pappa moet lief wees vir sy vrou en ook baie aandag aan haar gee. Vrou hou daarvan om aandag te kry. 'n Pa kan nie net met sy besigheid die gesinslede afskeep nie. Ek sê nie lus vir die vrou nie, ek is ook nie lus vir die kinders nie. Want daai werk is die vrou se werk. Hierdie is ek het my eie dingetjies om te doen. Dis verkeerd hoor. Ons moet besef as pappas dat ons moet aandag gee ook aan ons vrouens. En die vrouens werk regtig baie hard. Ons besef nie altyd en ons sien nie altyd wat hulle doen nie. Ons moet nie dink dat die vrouens regtig gaan sit en lui wees nie. Hulle het baie werk om te doen. Ongelukkig, die paas sien nie altyd dit raak nie. So gee asseblief aandag aan jou vrou. En as jy aandag aan die vrou gee, sy sal sommer goed voel en meer energie hê en lus wees vir die lewe. 'n Pappa wat omgee, bekommerd is, as hulle siek is, of miskien ongelukkig voel, dan kan die pa uitreik na hulle toe en sê, kom, vertel my wat is fout, kom, gesels, dit is baie belangrik. Kinders omgekrap kom van die skool af en hulle word ook geboelie, kan jy vir hom sê, kom sit, vertel vir my. Verduidelik vir my, gee raad aan die kind, wat om te doen en hoe om die situasie te hanteer. Die kinders het eintlik net die pa se ore nodig en sy aandag nodig. Pa kan nie sê, ag nee man, jy's 'n papperd. Kom, staan bietjie op, gee hom 'n pothou. Nee, laat die kind uitpraat. Dit is belangrik, gee aandag aan die kind en luister. Ruil raad uit, maak 'n voorstel. Gaan miskien saam na die prinsipaal of die onderwyser om die saak te kan oplos. Dieselfde met my vrou, gee aandag aan jou vrou. Sy het dit nodig. 'n Pappa moenie nou in die sitkamer gaan sit, remote stel en 'n koffietjie bestel, 'n lekker ou biltongkie, chippie en daar word geëet, beentjies gekruis, maar die arme vrou hardloop, rond skorrelgoed was, vee, makkos
en die pa het 'n rustige lewe daar voor die TV en verlustig om en wat daar aangaan. Nee, werk saam met jou vrou, doen die huistake saam met haar, was die skorrelgoed, stofsuig, dan voel die vrou ook maar, ons is eintlik op dieselfde vlak en die vrou sal goed voel. En dan kan julle saam gaan sit en dan kan julle saam TV kyk en saam ietsie geniet. So dan kan jy sit en saam gesels en sosialiseer. Een pa moet tyd maak vir sy vrou en sy kinders, dit is so belangrik. Los die TV. Fokus as 'n sosiale vlak met die gesin. Dit is nommer 1. In die ou tyd was daar familietyd gewees. Almal het geweet. Almal het lekker rondom die kombuistafel gesit en lekker gesels. Nie in die sitkamer nie, nie in die slaapkamer nie, in die kombuis, die lekkerste plek om te kuier. Daar's koffie, daar's koekies, daar's dalk biltong wat lekker is, lekker goed. So daar kan hulle lekker gesels om 'n tafel. Maak tyd, maak tyd. Ongelukkig, wat is hartseer? Daar buite is seuns en dogters wat gebore word, dan is daar nie 'n pa nie. Pa het miskien sy verpligtinge versuim en weggehardloop, vrou is swanger, babietjie word gebore, hier staan sy alleen en ek moet die kind alleen grootmaak. Waar is hierdie pa? Ja, dit gebeur dat ongelukkig is daar papas wat oorlede is, en as papas wat regtig net hulle plig versuim en wegloop. Amper wil ek vir jou sê, 'n pa soos hond, daar is seks wat hy gebruik tussen die met vrouens en dan drop hy hulle net. Jy's nie 'n dier nie man, jy's 'n mens. Hê respek vir elke vrou, dit is belangrik. Kinders word groot. Hoe lyk my pa? Hoe lewe hy? Kinders weet nie, die kinders word groot. Hulle kyk na 'n pa-figuur, ma-figuur, dan sien ons omtrent nie 'n verskil nie. Ma moet baie keer die rol van pa en ma vertolk. Sjoe, pas dit? Hoe? Kinders mis iemand wat vir hulle omgee en wat hulle vashou. Kinders soek dit. Daarom is daar baie kinders wat verkeerde na plekke toe gaan. Is dit die kinders se skuld? Ek wonder. Hulle soek iets in iemand wat van hulle sal hou en vir hulle sal omgee. Mamma is gewoonlik daar om te help en die ma probeer gewoonlik haar bes, maar dit is nie altyd so maklik nie. Ons weet, meeste van die ma's moet gaan werk. Kinders word afgelaai by oupas en oumas om die te versorg. Hulle word groot by oupa en ouma. Ma het nie 'n keuse nie, want ma moet werk, want die pa is nie teenwoordig nie. Dit is hartseer. Kinders soek 'n pappa-figuur. En hulle wil kan opkyk na hierdie pappa. En hulle wil vir hom kan vra, pappa help my. Dit is wat kinders soek. Baie van die pa's besef nie hierdie belangrike les. So die wêrelde word in twee geskeur, soos julle op die prent kan sien. Ma moet die raaswerk doen en die dogter ignoreer die ma. Die kinders, hoe kan die ouers en kinders vir mekaar respek hê, want daar kan onderlinge gevloekery ook afgee. Kinders word ook deur verskillende agtergronde groot.
party gaan sommer word 'n skollie en die ander alkoholist en dwelms en die een steel en so jou agtergrond speel 'n baie belangrike rol in 'n kind se opvoeding. Kinders word grootgemaak en hulle moet leer om ander mense te respekteer. En as hulle sien byvoorbeeld 'n mamma wat swaar dra of ou mense wat moet sukkel om 'n deur nog oop te maak, gee jou hulp. Of gee vir iemand 'n roomys wat dalk nie een het nie. Deel. Ouma sal miskien vra, gaan haal 'n bietjie vir my water, dan die kind kan water gaan haal vir ouma. So leer hulle ook maniere deur hoe om te doen en die voorbeeld wat hulle sien, kan hulle doen. So wat sien die kinders? Hulle kyk wat doen pappa. As pappa so doen, ek kopie dit, dan doen ek dieselfde. Sien, hier is geen aandag wat aan 'n kind gegee word nie. Rekenaars, werk, seun wil met pappa praat, pappa is op die foon besig. Dit is in die moderne tyd hoe dit gaan. Dis baie sleg. Kinders word groot. Hulle het nie regtig 'n hart nie, hulle besef hulle pa het nie tyd vir my nie. Hulle weet ook die kinders kan ook sê, my pa voel niks vir my nie. Wat sien ons hier? Lyk na 'n kwai ou met 'n staf in die hand, of 'n spies in die hand. Dit wat 'n kind ervaar in hoe 'n pa se lewe is, gaan hy vergelyk met God die Vader. Daarom verstaan die kinders nie wie is God nie. Ek weet nie, sê die kinders. So jy kan preek vir die kinders, hy sal sê, mooi storie, interessant, maar hy het nie begrip nie. Hy het nie begrip om te verstaan presies hoe God is nie, want ek kyk na my aardse pappa en dan moet my hemelse pappa ook seker so wees, pa suip, drink, pa mishandel, God kan my ook seker mishandel. So 'n kind bly hierdie vergelyking maak van 'n aardse pappa en 'n hemelse pappa. Daar is dit weer geskryf, kinders vergelyk God soos hulle pa. Kinders se verbeelding is groot en die begrip wat hulle daarvan het en die vergelyking wat hulle tref. My pappa is kwaai, so God is seker ook maar kwaai. So as ek iets verkeerd gedoen het, pappa sal my voeter, so pa sal my ook, my goddelike, my hemelse Vader sal my ook dan so straf. Pappa verwag dat die kinders moet goed doen. As hulle nie goed doen nie, dan kry hulle straf. So met ander woorde, God is dan dieselfde. My lewe nie reg is nie, gaan ek ook gestraf word deur die hemelse Pa. So kinders bly altyd hierdie vergelyking maak. So ek dink die kinders se verbeelding sal voorstel dat God 'n kwaai man is. Maar dit is hoekom die meeste kinders en tieners bang is vir God. Lyk God so? Nee, hy lyk nie so nie. God is totaal anders as 'n mens. Hoekom? Want God is gees. Hy is nie vlees nie. God is gees, dis anders. God is rein, hy is heilig, ons kan hom nie sien nie, maar God is oral. Oor die hele aarde is hy.
en hy lewe. Ons kan dit net nie sien nie. God is hier teenwoordig by ons. Hy is om ons. Ons kan hom nie sien nie, maar hy is hier. God is lig. God is nie soos 'n valse afgod wat oral verkrygbaar is nie en verskillende afbeeldings maak nie. Afbeeldings van klip en van hout. Hy kan nie met hom praat nie, hy kan jou nie help nie, hy staan net daar soos 'n dooie ding. Mense kom daar, die mense val voor die afgod neer en hierdie ou beeld staan stokstyf stil, klip daar staan en die mense buig voor hom. Regtig dom mense. Aanbid wat? Aanbid jy 'n klip? Aanbid jy 'n stuk hout? Vir wat? Is jy blind? God is die skepper van die hele wêreld. Maar God is die skepper van die hele wêreld, maar hy is nie regtig deel daarvan nie. Hy is nie in die wêreld nie. God is anders. As ons wil weet, hoe lyk God, moet ons vir Filippus vra. In die Bybel staan dit in Johannes 14 vers 8 tot 10. Filippus sê vir die Here, wys vir ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. Jesus sê, en hy's verbaas. Jesus was regtig verbaas geweest. Hoekom? Filippus het groot geword en hoe het sy agtergrond gelyk? Wat het hy gesien? Sy lewe is so en God is so wat het Jesus vir hom gesê? Jesus het gesê, ek is lank saam met julle en julle ken my nog nie. Hey Filippus, ken jy my nie? Hy, die persoon wat my gesien het, wie ook al my gesien het die Vader ook gesien. So dit waarna jy nou kyk, dan het jy die Vader ook gesien. So hoe werk dit? En hoe sê hy, wys vir my, wys vir ons die Vader, hoe lyk hy? Glo jy nie, dat ek in die Vader een is nie? Die Vader is in my en ek is in hom. Dit is eintlik regtig wauw. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is nie alles wat uit my uitkom nie. Maar die Vader wat binne in my bly, hy doen die werke. Ek gehoorsaam hom, hy praat deur my en ek praat met julle. So ja, dit is 'n kopkrapper. Hoe werk dit? Dit is regtig wauw, dit is groot. Jesus en die Vader is een. Hulle is so close. Hulle is absoluut een. Die Vader in die hemel en Jesus op die aarde, daai tyd, hoe dit gewerk. Jesus het elke oggend vroeg in die oggend met sy Vader gepraat en die Vader se boodskap ontvang om weer te gaan preek. So het Jesus gedoen. Jesus het altyd gesê, die woorde wat ek spreek is nie my woorde nie, maar my Vader se woorde. Ek hoor en ek deel dit. Die werk wat ek doen is nie my werk nie. Dit wat my pa vir my sê om te doen. En dit wat my pa doen, doen ek en ek gee dit weer vir julle en daar kom die wonderwerke. Hoe sal ons weet God die Vader, soos wat lyk hy? In Johannes 10 vers 30 staan daar, ek en die Vader is een. Né? Onthou ek het vir jou gesê, die Vader God is gees, reg? So ons kan nie Vader God sien nie, reg?
Nou, Jesus was mens op aarde gewees, en almal het na Jesus gekyk in persoon. So ons kyk bietjie en ons lees bietjie na Jesus se lewe op aarde en hoe hy gedoen het. Jesus het die mense wat verskillende siektes gehad het, sy hande opgelê en hulle genees. Hy het brood en visies het hy kon vermeerder. Hy het die kindertjies bymekaar geroep en elkeen van hulle geseën. En hy het nie verby 'n blinde man geloop en almal loop verby 'n blinde man maar dan het hy iemand gehoor roep. Dan sê hy, Jesus van Nasaret, Jesus, Jesus, wees my asseblief barmhartig. So mense sal vir hom gesê, man, bly stil asseblief, hou op om so te skree, maar Jesus het gaan stil staan. En gesê, kom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, sodat ek kan sien? Jesus het gebid en hy het gesien. Jesus maak tyd vir hom. Hy kan hom nie net drop en aangaan nie. Jesus is altyd beskikbaar. Tolk het nou eers 'n hoesbui gehad. Hy vergewe mense se sondes. Een van sy disippels het getwyfel. Een was Thomas gewees en die ander een Petrus. Ja, hy het ook getwyfel. Maar Jesus het nie voor hulle gaan staan en hulle beskuldig oor wat hulle gedoen het nie. Hy kon net vir hulle bly sê, ek is steeds lief vir jou. Soos ons. Partykeer, ek sal jou nie vergewe nie, ek sit dit hier in my agterkop. Dit is nie wat God vir ons geleer het nie. Ons voorbeeld wat ons van Jesus gekry het, ons moet dit ook maar naboots. Jesus het die mense geleer oor die koninkryk van God. Hy het hulle ook geleer dat die hemel en die hel 'n werklikheid is. Jesus leer vir die mense oor die verlore seun en die Vader se liefde vir die seun en hoe hy weer sy kind omhels het wat teruggekom het. As julle wil weet waar is dit in die Bybel, Lukas 15, so julle kan by die huis kan julle dit gaan lees. Jesus maak tyd om met sy pa te gesels, in gebed. Jesus het die mense baie, baie lief gehad. Ja, die Bybel het hulle so erg lief gehad. Hy wou nie op hemel toe gaan nie, maar hy moes, want sy werk op aarde was voltooi gewees en hy het ook uitgesien, maar hy sien ook uit om ons weer te kom haal. Ons het nou 'n bietjie vinnig voor aanbeweeg. Ons gaan teruggaan. Jesus se lewe, sy houding, wys vir ons, hoe lyk Vader God ook. Jesus openbaar die Vader deur sy lewe. Vader se woord, houding, lewe, het in Jesus ingegaan en hy het dit openbaar aan ons. Sy liefde is anders as ons aardse Vader se. Maar mense probeer om die aardse Vader en die hemelse Vader te vergelyk, maar ongelukkig kan dit nie vergelyk word nie. God is absoluut anders. 'n wêreldse pappa het sy eie swakhede. Dit maak nie saak nie, maar ons kan nog steeds vergewe en steeds liefde betoon. God die Vader, wat ons gemaak het ons baie lief
en hy wil ons graag terug verwelkom. Ons moet nie afdwaal nie. Soms moet nie die aardse Vader se voorbeeld volg nie. Die God die Vader sê, kom terug na my toe, ek wil julle omhels, kom terug. Seuns en dogters wat seer gekry het van kleins af, wil graag ook genesing kry. En die God die Vader, gaan na God die Vader toe, en hy sal vir julle volkome genees. Daar sien julle, Jesus het tyd gemaak om mense te omhels. Ou mense, jong mense, mense wat nederig voor God gaan staan, 'n ou dogtertjie wat hy gedruk het, seentjies, ouens wat hartseer is, daar sal Jesus gewees het om te troos. Iemand wat sê, ek kan nie meer nie. Hy het getroos. Hy is ook daar vir verlore mense om hulle te omhels en hulle terug te verwelkom. Gee vir God die Vader kans om deur Jesus Christus jou te omhels, sodat hy jou met sy liefde sy liefde op jou uitgestort kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag ons Vader, deur Jesus Christus, elke pa seun wat verantwoordelik was om kinders en hulle huisgesin met sorg te kon grootmaak. Mag julle die dag geniet en elke dag getrou doen, sodat God die Vader in alles verheerlik word. Amen. Laat ons saam bid. Heilige Vader God, ons verstaan nie hoe wonderlik God die Vader is nie. U is anders as ons aardse vaders. Dankie dat ons U kan leer ken en begrip kan hê, soos wat Jesus op aarde geleef het, en vir die mense omgegee en gesorg het, en aandag gegee het, en laat U ook vir ons dieselfde son doen. Dis nog nie te laat nie. Help ook vir ons deur die Heilige Gees, hoe om te lewe en hoe om mekaar te vergewe, dat ons ook ons families en op aarde nie sal verwaarloos nie, en dat ons houding sal verander, sodat ons kan doen, sodat U deur ons kan werk en ons verheerlik kan word, en dat ons waarlik weet wie is Jesus. En ons dieselfde met God die Vader. Wees saam met elke pa, wees saam met die kinders wat nie paas het nie, maar laat hulle weet, God die Vader is ons Papa, vir omgee, vir liefde. So al sien ons U nie, weet ons U is daar. Ons bid vir seën, in Jesus se naam. Amen. In Jesaja 64 vers 8 staan dit duidelik, U is ons Vader, Here, ons is klei en U het ons gevorm. Ons is almal die werk van U hande. Nou is daar geleentheid vir kollekte, en daarna wil ons hê dat al die papas moet opstaan, maar laat ons eers die offerande doen. Waar is jou vreugde? Voel jy belaas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Enkel? Is jy eensaam? Voel jy alleen?
Geen maar hom, want krag sal jy kry. Het jy soms vrese, te bang om te lag? Vertrou maar op hom, want Jesus gee krag. Al die papas moet nou 'n bietjie opstaan so lank. Leg op jou hand. Dink. Kom, ons moet die goedjies uitdeel. Geef vir almal wat staan. Doe maar. Geef vir almal wat staan. Net die mense wat staan. Waar is jou vreugde? Voel jy belaas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit vir hom, want krag sal hy gee. Leg op jou hande, verhef jou stem, vra vir Jesus wat jy wil hê. Hy gee jou vrede, die ewige lewe, vir wie op hom wag. Gee hier. Mag God die Vader elkeen van julle seën. Gaan in vrede en onthou asseblief, kyk op na Jesus se lewe, kopie dit en dan sal ons ook vir ons kinders weet hoe om aan ons kinders te leer. Laat ons almal opstaan. So ons gaan hierdie nou saam sing. Want aan ons koning behoort die mag en majesteit. En aan ons koning behoort die krag en heerlikheid. Vir ewig. Amen. Dankie. Julle mag You gaan. were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now Ons vergeet amper van die afkondigings. revealed.